vers 24, maar soek 'n vrywilliger wat vir ons Johannes 15, 1 tot 11 kan lees, as Marieke het altyd vir ons gelees, maar ons het hier vir Etta wat ook mooi lees, en ons het vir Susie, dink ons moet alles om die beurt vat, dat hulle vir ons dit lees. Blaai vir my na die evangelie, nie die 1 Johannes, die evangelie van Johannes. Dieselfde Johannes wat hierdie boek skryf, maar wat sê Johannes 15, 1 vers 11, sluit aan by die hoofgedagte van om in Christus te wees. Goed, en ek moet aanwys. Etta, sal jy vir ons die gedeelte lees? Baie dankie. Net vers 8. Nee, Johannes 15 vers 1 tot 11. Oor 1 tot 11. Ja, 1 tot 11 is asseblief. Laaste onderwys aan die disippels, vervolg innige vereniging van Jesus en sy disippels. Johannes 15. Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly, en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die dood en verdroog. En hulle maak dit by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly, en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. Soos die Vader my liefgehad het, het ek julle ook liefgehad. Bly in die liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die gebooie van my Vader bewaar, en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly, en julle blydskap volkome kan word. Amen. Mag die Here sy woord seën. Kom ons bid saam, dan vra ons die Here, mag die woord wat hy van praat, van bly in my, soos ek in julle, soos die Vader my bly in my. Kom ons vra vir die Here vir leiding. Vader, ons dankie dat alle geskrifte is deur U ingegee. Here, is nie nuttig nie, is krities essensieel, sodat mense kan leer, Here kan vermaan, bemoedig, en in alle opsigte kan groei in U woord, as ons in U bly. Amen. Dit is seker onnodig om te vra, watter woord gebruik die apostel Johannes hier die meeste, in hierdie gedeelte wat Etta gelees het, die woord, bly in my. Oor en oor, van die vertalings kan jy sê, in 11 verse kom hierdie woord bly vertoef, die Grieks meno, bly in my. As ons kyk, Johannes gaan verder in 1 Johannes 3 vers 24, waar ons oorgegaan het, ook aan die einde van 1 Johannes 3, praat hy, en wie sy, dit is nou Christus se opdrag te gehoorsaam, bly in hom, en hy, Christus, in hulle. En hieraan weet ons dat hy in ons bly, deur die Gees wat hy aan ons gegee het. So ons kan weet dat hy in ons bly, en ons weet dat ons en hy en ons, en natuurlijk die Heilige Gees van die, in Lukas word daar ook gesê, wat Jesus sê, of nie as Johannes, wat hy sê, as iemand my lief het, dis die voorwaarde, sal daardie persoon my gebooie bewaar. En die Vader sal hom lief hê, en ek en die Vader sal by hom kom,
woon, men nou by hom kom bly, inwoon. 1 Johannes 2 vers 7, wat hy praat van die Heilige Gees en Christus in julle, vers 28, 1 Johannes vers 2 vers 28, wat hy ook sê, nou my kinders, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn en nie met sy wederkoms, eintlik die verskyning in parousia, deur hom in die skande gestel word as hy weerkom nie. As julle weet dat hy regverdig is, weet julle ook dat elkeen wat doen wat reg is, in ander woorde die geregtigheid doen, uit hom gebore. So as iemand uit hom gebore is, sal jy weet wat is geregtigheid. Jy sal verstaan, ons word regverdig gemaak, maar die proses is dat die Heilige Gees in ons kom woon. Christus en die Vader woon in ons deur die Heilige Gees, en nie die helfte van die Heilige Gees nie. Nie 'n stukkie van die Heilige Gees nie. Die volheid van die Heilige Gees. Net soos Paulus kan sê, in Christus en hom woon die volheid van God, nie gedeelte nie, die volheid van God woon in Christus liggaamlik. En julle het sy salwing, daarom het ons vrymoedigheid, sê vers 28, wanneer hy weer kom, wanneer hy verskyn, ons vrymoedigheid sal wees, nie beskaam, daai beteken 'n rooi gesigte van hom weggaan, as hy verskyn. Nou ook in Johannes 4 vers 13, hieraan weet ons, as die 1 Johannes 4 vers 13, die volgende hoofstuk, kyk waarna ons later sal gaan, hieraan weet ons, hierdie is 'n kennis, die gnostisisme, wat in daai tyd vir Johannes was, het gepraat van die weet, die kennis van God, die gnosis van God, hieraan weet ons, dat ons in hom bly, en hy in ons weer een die gedagte aan die Gees wat hy aan ons gegee het. Hy het aan ons sy Heilige Gees gegee om dit te weet. So ons kan nie twyfel, en dit is baie maklik om te twyfel, want ek dink baie mense wat op hulle sterfbed lê, soos Martin Luther wat op sy laaste tyd ook gesê het, ek hoop. Maar die hoop moet vasgelê word, want die Heilige Gees werk in 'n persoon om vir jou te sê, jy is kind, jy is erfgenaam. Maar as ons kyk na Johannes, ons het nou deur 4 hoofstukke gegaan, hy in sy styl, sy skryfstyl gebruik hy baie die swart en wit dualisme, die mooi klink in Suid-Afrika, as jy van swart en wit praat, jy moet onmiddellik dink aan diskriminasie. Maar hy gebruik hierdie metode om te skryf, ons het gesê, wat gebruik hy? Lig teenoor duisternis. Sonde teenoor, of leuns teenoor waarheid. Liefde teen haat. Hy hou aan om hierdie 2 pole aan ons te verduidelik. En dit is vreemd dat hy nie ook hier 'n belangrike aspek na vore kon gebring het as hy wou, in swart en wit dualisme. En wat is dit? In Christus en buite Christus. Jy kan nie buite Christus wees en in hom wees op dieselfde tyd nie, dit is onmoontlik. Want hy probeer verduidelik hier, hulle wat in hom is en in hom bly. Maar ons kyk na hulle wat buite hom is, want ons het sê, mense wil graag weet, wat gebeur? Hoe gebeur dit dan dat ons in die ewige lewe ingaan? Hoe gebeur dit dat Jesus praat met Lazarus, ons is besig met die Bybelstudie met Lazarus opwekking. Baie interessante gedeelte in die Bybel, wat die Here eintlik 'n stelling maak van homself, dat hy self sal opstaan uit die dood. Ons vind die gedeelte waar Jesus huil by die graf, en hy is bedroef oor Lazarus. Baie mense sê, omdat die mense nie geglo dat hy self uit die dood sal opstaan nie. Anders is om te glo, Jesus wat 100% God, 100% mens, het ook droefheid gehad as hy kyk na wat dood doen aan die mense. Maar tog het hy geweet, hy gaan hom opwek tot die ewige lewe, of nog nie tot die ewige lewe, maar hy gaan hom opwek tydelik, want Lazarus het weer gesterf. Maar die hele idee is wat vasgevang in Johannes 11 vers 25. So 4 hoofstukke voor Johannes 15, waar hy praat, ek is die wynstok en julle is die lote,
My vader die landbouer sê in Johannes 11 vers 25, een van die kragtigste stellings vir my in die Bybel, en waarop Christene hulle hoop baseer. Wat is dit? Jesus sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy gesterf. Al het hy gesterf, sal hy lewe, want Jesus sê, ek is, weer eens interessant die Jahwe uitsprake eintlik in Hebreëus, hy sê, I am, ek is die ewige lewe. Wie in my is, kan nie sterf nie, want ek kan nie sterf nie. Want Jesus word juist dan genoem, die lewe. In die begin was die woord, Johannes 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan nie. En wat sê hy dan verder? In hom. Wie? Wie is die onderwerp? In hom. Jesus, nie die Vader, in hom. Deur die Vader. Vader deur hom. In hom was lewe. En hierdie lewe gee lig, wat hy ook praat teen die gnostisisme. Want dit is die lewe. Jesus is nie 'n afskynsel van God nie. Hy is nie 'n avatar nie. Hy is nie een van die baie emanasies en uitstralinge van God nie. Hy is nie een van die baie nie. Van gnostisisme en New Age en ander godsdienste glo. Hy is die enigste wat lewe het en lewe kan gee aan wie hy wil. Volgens sy wil gee hy lewe. Want hy sê ook in die Ou Testament dat hy sê, ek is God, daar is geen ander nie. Ek maak dood en ek maak lewend. Ek verbrysel en ek genees. Daar is niemand wat uit my hand uit kan. Hoor die woord ek. Ego en me. Ek is Jahwe. Ek is die wat lewe is. Die een wat altyd bestaan, die woord Jahwe beteken ook die ewige lewende. Hy het nie 'n tyd wat hy ontstaan het nie, hy het nie 'n tyd wat hy sal ophou bestaan nie, hy bestaan net. Die ewige teenwoordigheid, dit word in die teenwoordige tyd geskryf. Sy sê Jahwe is ewig. Ek is wat ek is en ek sal wees wat ek sal wees. In daai konteks beteken, daar is nie 'n einde nie. Jesus mag sê, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Wat ons aanbetref in ons menslike bestaan, vir ons is hy die begin, maar hy het geen oorsprong, of hy het geen begin nie. Hebreërs sê, hy het geen vader, geen moeder nie, hy is soos die priester van Melchisedek, maar binne hom lê die kern van lewe, alles wat lewe en beweeg, Hebreërs 1 vers 2 wat hy sê, en hy hou alle dinge in stand deur die woord van sy krag. Jesus hou alle dinge in stand, want die Vader het hierdie skepping vir hom gemaak, en hy gee lewe in hierdie skepping aan wie hy wil. Ek is die opstanding, ego en me. Ek is die opstanding en die lewe. Jesus Christus as die tweede persoon in die Godheid, is die, ons ook vanoggend gekyk het by die Bybelstudie, onsterflike. Hy is die onsterflike, ewige, die onverderflike. In teologie, as ons kyk na ons Sprautseboek, sal hy vir ons verduidelik wat beteken die onverderflike. Die graf kon Jesus nie vashou nie, want hy kan nie vasgehou word nie. Want hy word deur die Gees opgewek. Wat gebeur met mense wat weergebore word? Ons weet, in Johannes 3 praat Jesus met Nikodemus, en hy probeer hom verduidelik wat gebeur het tydens die proses van wedergeboorte. Hy sê, dit is die werk van die Heilige Gees. Niemand kan dit verduidelik nie. Niemand weet hoe werk weergeboorte nie. Mense sê, ek is weergebore. Goed, jy is weergebore, maar wanneer is jy weergebore? Nee, ek is gered op so en so datum. Nee, dit beteken weergeboorte. Weergeboorte is 'n proses van die Heilige Gees wat in sy tyd gebeur. Dat hy ons weergeboorte skenk. Maar hoekom gee God aan ons weergeboorte? Wat is die rede? Sodat ons kan lewe. Sodat ons kan lewe vir ewig lewe. Weergebore mense kan nie sterf nie. Daar's 'n gesegde wat sê, if you're only born once, you will die
twice. If you're born twice, you will only die once. Net eenmaal want Johannes 3:16 wat julle almal ken, op so 'n manier, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, daar kom die woord alweer in,